Goeiemôre en weer eens baie welkom saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Lekker hier op 'n Vrydag in hierdie koue winter. Dis 'n voorreg om saam met jou te wees. Nou ons kyk Handelinge 9 vers 16 is die verhaal van Paulus wat tot bekering kom van 'n bad droom na 'n goeie goddelike droom toe. En net die pad wat hy nou al gestap het tot nou toe. Kom ek lees vir jou hierdie woorde. Hy sê ek sal inderdaad self vir hom wys hoeveel hy vir my moet ly. Ly met 'n lang y, nie 'n EI ly nie. So hier sê die Here, 'n goddelike droom het 'n sacrifice in, het 'n offer in. 'n goddelike droom het 'n suffer in, 'n swaar kry in. Nou baie mense sê nee, jy sal nooit swaar kry as jy vir die Here werk nie. En hier's 'n debat, né? Wat sien jy as swaar kry? Opoffer, sendingreise, Paulus nooit getrou nie. Ek weet nie altyd of dit swaar kry is nie, ek grap. So, jy weet, dis Paulus se lewe en die Here wys dit vir hom. En Paulus weet van die begin af, hy gaan moet opoffer vir die droom van die Here. Ek wil vir jou nou sê, God se droom gaan nie maklik kom nie. Moenie dit ooit dink, as dit die Here se wil is, dan gaan dit, sommer net, al die deurtjies gaan net oopgaan het. En alles gaan net uitwerk. Baie mense sê dit altyd, alles het net vir ons uitgewerk, so dit moes die Here wees. Nee, die duiwel het ook vir Paulus briewe gegee om Damaskus toe te gaan. Dinge het vir Paulus ook net uitgewerk toe hy die verkeerde pad gestap het. En toe hy die regte pad begin stap, toe begin hy 'n vyand kry, die duiwel kry. Ou spreekwoord van my. As jy nog nooit in die duiwel vasgeloop het nie, is dit dalk omdat julle twee in dieselfde rigting loop. Jy sien, jy moet as jy vir die Here werk, moet jy verwag. Daar gaan wat teekanting kom. Daar gaan mense wees wat nie van jou nie. Daar gaan vervolging wees. Daar gaan goed wees wat nie maklik is nie. Maar jy moet weet die Here het vir jou visie gegee, droom gegee, plan gegee. En dit vat jou deur swaar kry. Dit vat jou deur challenges. Dit vat jou deur moeilike tye. Dis deel van die proses van drome, is om deur moeilike tye te gaan. En hoeveel te meer, as jy dit al voor die tyd hoor, dat 'n godsdroom is nie altyd maklik nie, dan is jy voorberei daarop om deur dit te gaan. Kom ons bid dit saam vir mekaar. Hemelse Vader, daar gaan dalk nou mense deur moeilike tye. Mense wat 'n huwelik gekies het, eerder as om te skei, maar dit bly moeilik. Mense wat gekies het om 'n kind aan te neem en dit bly moeilik. Here, mense wat gekies het om te leef vir die koninkryk, leef vir sending, leef vir opoffering, volunteer by kerke, leef vir 'n klein groep, 'n selgroep en daar's moeilike tye in dit, Here. En dan dink ons, het ek die regte besluit gemaak, want as dit die Here is, dan moet alles maklik wees. Nee, Here, help ons vandag om met 'n deursettingsvermoë te leef, om met 'n Godsplan te leef, maak nie saak hoe moeilik en swaar dit is nie. Dankie Here, U gee ons die krag, die Heilige Gees krag, om by die drome van Jesus vir ons lewens uit te kom. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.